Baie welkom en wat 'n voorreg om 'n doelbewuste reis na binne, 'n woestynreis saam te ondervind en dit saam as 'n geloofsgemeenskap en 'n wyeer gemeenskap, 'n aanlyn gemeenskap om dit ook so te beleef. Mag dit vir jou 'n ryk ervaring wees en deel van die temas binne in hierdie seisoen van lydingstyd is dat ons, wanneer ons onsself afsonder, dan is dit nie net om bloot praktyke te doen, om dinge te doen, net sodat ons wys ons of sê ons kan dit doen nie, maar omdat ons dit vul met inhoud wat die koninkryk van die Here verheerlik. En uiteindelik wat fyn ingestel is om agter te kom oor wat sê die Gees van die Here ook vir ons in hierdie tyd. Dalk is jy so hartstogtelik op soek na 'n uitkoms of 'n antwoord, maar dit raas te veel om jou. Daar's te veel stemme van buite wat jou nie help om werklik te hoor oor wat die Here vir jou wil sê nie. Dit is baie interessant, ook so 'n woestynvader het op 'n keer gesê, net soos 'n vis doodgaan wanneer hulle op droë land probeer oorleef, net so sal mense hulle lus verloor om te bid, as hulle nie gedurig die woestyn as 'n plek van stilte opsoek nie. En hy sê reg daarop, net soos 'n vis moet terugkeer na die see, moet ons gedurig terugkeer na 'n plek van stilte. Gedurig terugkeer na 'n plek van stilte. Miskien is dit juis ook een van hierdie goed, mens kan in hierdie tyd iets opneem. 'n geloofspraktyk inoefen, sterk maak, beoefen, of die eerste tree gee op 'n pad van stilte. Stilte is vir baie mense ongemaklik en moeilik. Dalk is daar 'n uitnodiging om juis in hierdie tyd stilte as 'n manier op te soek om tot God te nader. In Matteus 6, en wanneer jy in stilte nader, kan jy 'n psalm lees, of jy kan die Onse Vader lees. Hierso is 'n gedeelte, ek haal vir ons 'n gedeelte Matteus 6 vers 6, waar hulle die instruksies kry oor hoe om te bid. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader, wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. En dit tref my nogals diep, is dat Jesus, veral volgens Matteus se evangelie, maak sterk klem daarvan oor die skyn of die waan. Hy sê, julle moet nie soos die skynheiliges maak nie. Maar dit juis 'n eerlike, opregte ontmoeting is saam met jou en die Here self. Ek dink baie keer aan vorige lydingstydsreise waar mense klomp goed gedoen het, maar aan die einde gekom het en dink maar, hier was nie veel diepte nie. Ek het 'n klomp goed gedoen, maar daar het nie werklik iets met my gebeur nie. Dis 'n simpel gedagte, ek gaan dit nie weer doen nie. Nee. Juis om doelbewus jou stilte te vul, om die Here se toenadering, die Here se teenwoordigheid op te soek. Dalk wil jy in hierdie tyd vir jou 'n joernaal kry waarin jy lekker kan skryf. Ek nooi jou daartoe uit. Gryp hierdie geleentheid aan. Jou Vader wat sien, sal jou beloon. Daar sal 'n beloning wees van 'n diep, ryk, geestelike ervaring aan die einde van so 'n seisoen. Wat 'n wonderlike voorreg, waarop mense nie wil uitmis nie. O Here,
Ons kom na U toe en ons wil vra, kom haal die laag af, mag ons eerlik en opreg voor U leef en voor U staan. Maar my bede is dat U op 'n baie kosbare of 'n baie tasbare manier ook so by elkeen van ons wat op hierdie reis is en gelowig is wat U opsoek. Here, dat U hulle sal beloon, mag hulle iets ontdek van U en iets van hulle self. Mag hulle ryk mense verrykte en verlig en verheerlik, omdat hulle iets beleef het van U grootsheid. Mag hulle dit beleef, o Here. Mag ons dit beleef. Mag ons as 'n geloofsfamilie fyn ingestel wees op dit wat U ook vir ons wil leer. In hierdie tyd. Dit bid ons opreg met dankbaarheid. Amen. Ons gesels weer, mag die Here jou seën, mag dit vir jou 'n goeie week verder wees. Mooi bly.